Wat 'n wonderlike voorreg is dit om ook weer op reis verder te wees, ook in die maand van Februarie, en mag die Here vir jou en jou geliefdes vashou as 'n mens terugskouend kyk na die eerste 4 weke van die nuwe jaar wat agter ons lê, dan is dit amper wanneer 'n mens nou alreeds totaal en alweer in die harde realiteit is van die werklike lewe. En mens het eintlik nou al jouself mooi, of die gedagte of die hoop is dat jy jouself al mooi gevind het in 'n nuwe jaar, in 'n nuwe ritme of in 'n nuwe roetine wat jy dalk vir jouself bedink het, en dis juis hier waar mens nou begin struikel en val. Maar dit is baie belangrik, glo ek, dat 'n mens onsself inskakel en inprop op 'n gereelde basis om tot stilstand te kom. Om vir 'n oomblik tye in jou dag af te meet waar jy tot rus kom. Waar jy in verwondering staan ook oor God, maar ook in verwondering wat God ook in my en jou ook in hierdie tyd wil doen. Ons teksgedeelte is Psalm 8 en ons lees vers 4. As ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre, waarin u 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien? Hierdie gedagte, as ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre, waaraan u 'n plek gegee het. Wanneer laas het jy die werk van die vingers van God aanskou? Miskien dalk nou baie onlangs, as jy dalk iewers deur die land gereis het op vakansie, maar nou, wat in jou onmiddellike omgewing? Wanneer laas het jy vir 'n oomblik stil geword en sien hoe die dag uiteindelik die son se strale 'n mooi sonsondergang sommer hier in die stad skep? Of wanneer laas het jy net vir 'n oomblik in stilte die grootheid van die genade ook, die feit dat ons hier kan wees, die lewe kan deel, en dit gedink? En dan hier 'n vraag, wat is die mens dat u aan hom dink en aan hom omsien? En as jy vat en as jy gaan lees en hoor hoe die skepping eintlik so wonderbaarlik aan mekaar gesit is, dan is ek en jy ook goed bedink. En dit ook die werk van die koning van die heelal se vingers. Dalk het jy hierdie jaar met jou weggehardloop en jy hardloop uit asem om by te hou. Maar ek dink die groot uitnodiging is om nie al hoe vinniger te probeer hardloop nie, maar om die hemel te aanskou in die werk van die vingers van die God wat hemel en aarde gemaak het. En dan ook hierdie dag gedagte te bedink, wat is die mens dat u aan hom dink en na hom omsien? Kom ons buig ons hoofde in verootmoediging voor die Here. Here, ons aanskou die werk van u hande ook in ons eie lewens. Here, help ons om 'n ritme aan te leer
van aanskou en in verwondering staan. Here, U is groot en ons loof U daarvoor. Amen. Seën vir jou, ons gesels weer. Mooi bly.